Liefdes, as u die woord van die Here saam met u gebring het, wil ek u nooi om dit oop te maak daar in die Ou Testament, in die brief van klaagliedere van Jeremia, die profeet van God, wat dan ook in die tyd van die ballingskap dan in die volk ook dan profeet was en God se mondstuk was. En ons gaan vanmôre so 'n paar verse dan hier uit klaagliedere ook dan gaan ons saam lees. Nou wanneer ons na hierdie brief klaagliedere gaan kyk, dan kan ons dalk sê dit is 'n opsomming of eintlik 'n samevatting van die volk se tyd in ballingskap. Hierdie was so amper in die einde van die ballingskap, so omtrent seker so hier by 7 jaar voor die ballingskap geëindig het. Onthou dit was 'n 70 jaar ballingskap. En het Jeremia dan hierdie boek ook geskrywe. En dit is baie kosbaar. En ek wil die uitdaag vanmôre, terwyl ons besig is met hierdie boek, en ons gaan dit lees, dit een van die hoofstukke, om dalk net so 'n bietjie te kyk of daardie dalk ooreenkomste is met wat gebeur het ook in daardie tyd met die volk Israel wat in ballingskap was, en dalk in ons tyd waarin ons vandag lewe. Maar voordat ons gaan kyk, ons gaan daar uit klaagliedere hoofstukke 5 gaan ons dan saam lees, maar net so vinnig die opsomming ook oor die boek van klaagliedere. As ons gaan kyk daarso na hoofstukke 1, dit handel daar oor die treurige toestand van die volk. En ons sien daar in verse 4 van hoofstuk 1, die weer na Sion treur, omdat daar geen geesgangers is nie. En al haar poorte lê woes, haar priesters sug, haar jonkvroue is bedroef, en sy self het dit bitter. Vers 1 wat hy begin, hy sê, ag, hoe verlate sit die stad wat vol mense was. Vers 3 wat hy sê, Juda is ontvolk deur ellende en deur sware diensbaarheid. Dan gaan hy verder en in hoofstuk 2 praat hy oor God se straf oor Israel. En ons kan lees hierso, gaan probeer hierso dit vir ons lees, dit is so 'n bietjie donker hierso voor. Ag, hoe het die Here in sy toorn die dogter van Sion met wolke oordek. Vers 2, die Here het al die woonplekke van Jakob sonder verskoning verslind. In sy grimmigheid het hy die vesting van die dogter van Juda verwoes, op die grond verwerp, die koninkryk van sy vorste ontheilig. Hy het in groeiende toorn elke horing van Israel afgekap. Hy het sy regterhand teruggetrek voor die vyand, en in Jakob het hy gebrand soos die vuurvlam wat rondom verteer. En dan gaan hy na hoofstukke 3 toe, waar hy praat van die oproep tot selfvernedering en gebed tot die volk. En dan in hoofstuk 4 gee hy so 'n opsomming van God se dissipline ook aan sy volk. En dan kom ons in hoofstukke 5 waar die volk wat oorgebly het, die kinders, die nageslag of die oorblyfsels wat nou bestaan na die ballingskaptyd, en hoe hulle dan oproep na God toe. En dit is die gedeelte wat ek baie graag met u wil behandel in hierdie oggend. En ek wil vra dat u nou sal aandag gee ook. Die boodskap sal nie baie lank wees nie, maar ons moet fokus en ons moet inneem wat daar vir ons gesê word. En daarom wil ek ook dan vanmôre ook dan so hierdie hoofstuk vir u lees, dat u saam met my sal lees. Kom ons sit net so, kom ons buig voor die Here, voor ons sy woord ook lees. Ons wonderlike Hemelse Vader, ons gaan nou voor u ook dan in aanbidding kom staan, omdat u vir ons die woord gegee het, en u ook hierdie woord waargemaak het. En dit wat vir ons opgeteken is, bykans 2500 jaar gelede, kan ons vandag ook vir onsself neem. En dit is ook daar vir ons om in te neem en te verstaan wat u vandag hier in 2025 vir ons wil kom sê. Dankie vir die woord wat so kosbaar is, die woord wat so vervullend is, en dat ons vanmôre weer bemoedig kan word in die omstandighede waarin ons ook verkeer hier in hierdie land wat ons so lief het.
hier waar ons gebore is, hier waar ons opgegroei het, die taal wat ons lief het, wat ons geleer het en opgevoed is. En Here, laat ons net vanmôre hier bemoedigend sal uitgaan, soos daar die trekkers, wat daar ook U vertrou het en U hand oor hulle gehou het. Seën ons dan vanmôre, Here. En daarom bid ek, Here, dat U ook nou sal wegneem, dit wat ons gedagtes wil wegneem van die woord af, en dat ons vir hierdie paar oomblikke net sal fokus en sal inneem. Ons aanbid 'n groot en 'n heilige God. Amen. Nou, liewe vriende, voordat ek gaan lees, ek gaan uit die standaard vertaling in Afrikaans, soos wat die Bybel heel eerste keer vertaal was in Afrikaans in 1933 verskyn het. En ek gaan daar die vertaling vir u lees. Dis ook die Bybel wat na my hart lê, wat ek elke dag lees en wat ons ook daar in ons gemeente lees. Ons hou vas aan daardie vertaling. Mense sê ons verstaan nie meer die woorde nie, maar ek verstaan baie daardie woorde baie goed. Kom ons lees dan nou daar in die woord van Klaagliedere hoofstuk 5 en ons gaan vanaf verse 1 saam lees. Gaan mooi met hierdie woorde en wat hier staan. Dink, Here, aan wat oor ons gekom het. Sien en aanskou ons smart. Ons erfdeel het na vreemdes oorgegaan. Ons huise na uitlanders. Ons het wese geword sonder 'n vader. Ons moeders is soos weduwees. Ons water drink ons vir geld. Ons hout kom teen betaling in. Ons vervolgers is op ons nek. Ons is afgemat sonder dat daar rus aan ons gegee word. Na Egipte het ons die hand uitgestrek, na Asser om met brood versadig te word. Ons vaders het gesondig, hulle is daar nie meer nie, en ons dra hulle ongeregtighede. Knegte heers oor ons. Niemand ruk ons uit hulle hand weg nie. Met lewensgevaar bring ons brood in vanweë die swaard van die woestyn. Ons vel gloei soos 'n oond vanweë die gloed van die honger. Hulle het vroue in Sion onteer, jong vroue in die stede van Juda. Vorste is deur hulle hand opgehang. Die persoon van die grysaard nie geëer nie. Jong manne dra die handmeel en seuns struikel onder die drag hout. Die oudstes is nie meer in die poort nie. Die jong manne sonder hulle snare spel. Die vreugde van ons hart het opgehou. Ons koordans het in treurigheid verander. Die kroon van ons hoof het geval. Wee ons dat ons gesondig het. Hierom het ons hart krank geword. Hierom is ons oë verduister terwille van die berg Sion wat woes lê, waar die jakkalse op rondloop. U Here sit vir ewig. U troon is van geslag tot geslag. Waarom sou u ons vir ewig vergeet? Ons verlaat tot in lente van dae. Bekeer ons tot u, Here, dan sal ons bekeer. Vernuwe ons dae soos in die voortyd, of het u ons heeltemal verwerp in u toorn teen ons al te groot. Net tot sover uit die wonderlike, onfeilbare, kosbare woord van die Here. Mag hierdie woord vanmôre diep in die hart ook daar met u gespreek het. Geliefdes, ek wil vir die doel van die boodskap die aandag fokus na verse 1 met hierdie woorde. Dink, Here, aan wat oor ons gekom het. Sien en aanskou die smart. En in hierdie vers sien ek, en dis die tema van die boodskap vanmôre, oproep tot God in nood.
Dit is wat gebeur het ook by die slag van Bloedrivier. Waarom ons vanmôre ook hier by mekaar is om te kom herdenk wat daar gebeur het. Daar was 'n groepie trekkers wat bestaan uit so 480 mense en hulle het in geveg gekom teen bykans 20.000 Zulus. Nou die geskiedenis leer ons dat die slag van Bloedrivier was 'n oorwinning aan 'n groepie Afrikaanse trekkers wat die Here geëer het en hulle vertroue in hom geplaas het. Dit was die kruks van die boodskap daar in Bloedrivier. Hierdie boere het hulle plase daar in die ooste, die Wes-Kaap verlaat. Hulle was grensboere gewees en terwyl hulle daar op die plase was hulle getuiste deur die ander nasies wat jaloers was oor die sukses wat hulle behaal het en wou hierdie ander nasies ook daar die front hê. Daar was plaasaanvalle gewees. Daar was mense vermoor gewees deur hierdie ander nasies en hulle was moeg gewees daarvoor. Die Britse regering wat in bewind was, het 'n dowe oor gegooi op die klagtes van hierdie boere. En in die 1800s het verskeie boere in groepe dan besluit op verskillende tye om 'n ander heenkome te gaan soek, want daar was dit nie meer veilig gewees nie. En ook as gevolg van die Britse regering wat onsimpatiek oor hulle was. Nou een van hierdie kommando's wat getrek het, was onder leiding van Piet Retief en hulle het die koers ingeslaan Natal toe. En daar het hulle te doen gekry ook met die Zulu mag van Dingaan. Nou Dingaan was 'n bloeddorstige, wrede man. Hy het sy eie broer doodgemaak, Shaka, en hulle wou al die nasies oorheers het. Daar was 'n Mafekana tydperk gewees waar die Zulus al die ander nasies uitgemoor het as hulle nie deel geword het van hulle nie. En daar was 'n stukkie grond wat die groepie Piet Retief al gehad het en hulle het met onderhandelinge gegaan met Dingaan. En toe kom Dingaan en hy beskuldig hulle dat hulle het van sy beeste gesteel, want daar het beeste weggeraak. En hierdie Piet Retief se groep het gegaan, hulle die beeste gevind en hulle teruggebring ook dan vind Dingaan. En toe wil hulle dan verder gaan met die onderhandelinge oor daardie stuk grond. En toe het Dingaan hulle ook genooi vir 'n fees om dan die traktaat te kan oorhandig vir daardie stuk grond. En tydens hierdie fees was daar die groep wat saam met Piet Retief was uitgemoor gewees, breeddadig uitgemoor gewees. Daar het ook later aan een van die leiers, Gerard Marits, wat ook oorlede is van hierdie groep, dit het hierdie kommando leierloos gelaat. Daar was nie meer 'n generaal wat hulle kon gelei het nie. En Andries Pretorius was toe vanuit die Oos-Kaap dan gestuur na hierdie kommando toe, om hierdie kommando dan net verder te kan vat. En die predikant wat saam met hierdie kommando gegaan het met die naam van Saul Seleer. Nou, hulle sê dat dit was hy wat gelei gevoel het om ook so 'n gelofte dan op te stel. En dit het behels dat as die Here hulle die oorwinning sal gee oor die vyande, hulle daardie dag sal 'n dankdag uitroep en dit sal herdenk as 'n Sabbat. Dat hulle ook 'n kerk sal oprig waarin die Here sal behaag om dan die Here te vereer daardeur. En dan ook die oorwinning van daardie oorlog aan die nageslag sal oorvertel. Die gelofte was elke aand vanaf die 9de Desember 1838 in die laan tydens huisgodsdiens ook voorgelees. Hulle het nie geweet wat vir hulle wag nie. Maar op 15 Desember 1838 het een van die verkenners met die naam van Hans Dons na Andries Pretorius gekom en gesê, daar is 'n groep Zulus wat op pad is na hulle toe, bykans 20.000. En Andries Pretorius het dan ook daar 'n geskikte plek gevind om dan die laan ook op te slaan om gereed te maak vir hierdie slag wat gaan kom. En vroeg die oggend van 16 Desember was 'n Sondagoggend gewees, toe die mis opgeklaar het, toe het die Zulus begin aanval. Nou as jy die geskiedenis gaan lees, sal jy sien, daardie ouens was nie dom krygsmanne gewees nie. Hulle het twee groepe gehad, die jonges en die ouer manne wat ervaring gehad het en hoe hulle in 'n geveg ingegaan het. Hulle was goed opgelei gewees.
Daardie geveg het bykans tot hierso by 11 uur, 12 uur aangehou. En toe dit verby is, was daar so 3000 Zulus wat omgekom het en slegs 3 trekkers wat gewond is. Vandag wil ons die Here kom eer vir daardie werk wat hy vir daardie groepie mense gedoen het en hulle hom geëer het. En ons wil as die nageslag ook dan vandag hierdie in herdenking bring en ook die Here die eer gee. Daarom is ons hier vandag. En wanneer ons hierdie geleesde gedeelte kyk vanmôre in klaagliedere, en ons lees dalk die hele boek klaagliedere, sal ons baie ooreenkomste sien waarin die volk Israel hulle bevind het en ons ook vandag. En ek dink dit is die boodskap wat die Here vandag op hierdie gelofte dag 16 Desember 2025 ook vir ons wil bring. Ons lees daar in verse 2 hierdie woorde, luister baie mooi. Ons erfdeel het na vreemdes oorgegaan, ons huise na uitlanders. Vers 3, ons het wese geword, sonder 'n vader, ons moeders is soos weduwees. Ons water drink ons vir geld. Wie koop nie meer water nie? Wie drink water in die kraan net sommer? Ek het 'n gelukkige geboorte gehad. Maar almal koop nou al water. Ons hout koop ons teen betaling. Ons vervolgers is op ons nekke. Ons is afgemat sonder dat daar rus aan ons gegee word. Liewe vriende, feesgangers, die tyd is nou dat ons wat vandag hier is, wat vandag in Suid-Afrika is, wat vandag in hierdie omstandighede lewe, om soos daardie groepie trekkers opnuut weer die Here te soek vir ons as volkie. Daarom die boodskap vandag oproep tot God in nood. Hierdie hoofstuk 5 wat ons saam gelees het, is 'n gebed van die profeet vir homself, maar ook vir die volk wat hy so ontsaglik liefhet. Dis 'n gebed wat hy bid vir die swaar kry en die ballingskap waarin hulle verkeer het. Hy sê in verse 1, dink Here aan wat oor ons gekom het, sien en aanskou ons smarte. Daar is 'n roepe na God, soos die trekkers geroep het na God met die gelofte. Roep ons nog na God soos hulle geroep het in daardie tyd. Jeremia bid dat die Here sal intree en vir hulle tot hulp sal wees. Hy weet die ballingskap is nog nie verby nie. Die Here het vir hom gesê dit gaan 70 jaar wees. Hy het geweet daar is onby nog so 7 jaar oor. Maar hy vra die Here dat hy hulle genadig sal wees binne in daardie omstandighede. Ek wil vanmôre uit hierdie skrifgedeelte net 4 gedagtes in die middel laat. In hierdie gedagte van 'n oproep uit nood. Ons gaan kyk heel eerste wat die volk gehaat het en wat hulle verloor het. Die Here het aan sy volk Israel 'n land gegee, die land Israel. Hy het aan sy volk sy wet gegee, hoe hy wou gehad het, hulle moes hom leer ken het, en die respek wat hulle vir hom moes hê. Hy het aan hulle die tabernakel en later die tempel gegee, sodat hulle hom kan aanbid, soos wat hy wil hê, hulle moet hom aanbid. Hy het vir hulle die stad Jerusalem gegee, wat 'n sieraad was, waar die tempel is, waar die plek van aanbidding was, waar by mekaar moes gekom het. Maar die volk het ook baie gesondig. Hulle het die wet verontagsaam en ongehoorsaam geraak. Hulle het die plek van aanbidding verwaarloos, die tempel. Hulle het hom onteer as gevolg van afgode aanbidding wat hulle ingevoer het. Hulle het die stad verontreinig deur hulle afgodsbeelde wat hulle daar ingevoer het. En so het hulle as gevolg van hulle sonde die land, die stad en die tempel verloor. En hulle is weggevoer in ballingskap in 'n vreemde land, in 'n vreemde koning. Vers 2 sê die profeet,
Ons erfdeel het na vreemdes oorgegaan. Ons huise na uitlanders. Hulle het alles van God ontvang. Hulle het nie gewerk daarvoor nie. God het uit sy liefde dit vir hy volk gegee. Want hy was lief vir sy volk. En hy het vir hulle gegee. Maar hulle het hom nie geëer met dit wat hulle gekry het nie. En die Here het dit weggevat onder hulle. Die gevolg van hulle sonde was dat mense gedood was. Vers 3. Ons het wese geword sonder 'n vader. Ons moeders is soos weduwees. Klink dit nie maar baie soos vroeër jare in ons ou boerevolkie nie? Selfs die ekonomie was vernietig. Ons water drink ons vir geld. Ons hout kom teen betaling in. Hulle vryheid was van hulle ontneem gewees. Hulle kon nie meer vry gaan nie, want hulle was nou in 'n vreemde land, onder 'n vreemde volk. Vers 5 wat sê, ons vervolgers is op ons nek. Ons is afgemat sonder dat daar rus aan ons gegee word. Voel ons nie baie keer ook so, wanneer ons na die nuus kyk en die koerante lees nie. Vers 8 sê, knegte heers oor ons. Niemand ruk ons uit hulle hand weg nie. Ons gaan maar net aan en hoop vir die beste. Die bose het die oorhand gekry en hulle het gevrees vir hulle lewens daar in die ballingskaptyd. Vers 9 wat sê, met lewensgevaar bring ons brood in vanweë die swaard wat van die woestyn. Ons bid baie vir die plaasboere, vir die onveiligheid op die plase, vir hulle beskerming, want hulle is blootgestel aan die bose wigte van die wêreld, wat net wil woes en steel en wil moor. Selfs in die dorpe is ons nie meer veilig nie. Daar het hongersnood ingetree onder daardie mense, vers 10. Ons vel gloei soos 'n oond vanweë die gloed van die honger. Die vrouens en die jong meisies was nie meer veilig gewees nie. Hulle was deur die vyand verkragt en onteer. Vers 11. Hulle het vroue in Sion onteer. Jong vroue in die stede van Juda. Die volk se leiers was met minagting en disrespek ook hanteer. Ons sien dit vandag in die nuus en ons sien dit op sosiale media en in die koerante. Vers 12 wat sê, vorse is deur hulle hand opgehang. Die persoon van die grysaard nie geëer nie. Selfs die jong manne, die seuns, wat nog hulle lewe moet geniet, moes gaan werk soos volwassenes. Vers 13, jong manne dra die handmeel en seuns struikel onder die draaghout. Die stede het leweloos geword. Die oudstes is nie meer in die poort nie. Die jong manne sonder hulle snaarspel. Die vreugde van ons hart het opgehou. Ons koordans het in treurigheid verander. En hulle het leierloos geword. Vers 16. Die kroon van ons hoof het geval. Wee ons dat ons gesondig het. Wat was die oorsaak? Dat hulle alles wat hulle gekry het, weer verloor het. Ons wil ons altyd ander mense blameer vir wat ons verloor, vir wat ons dalk misluk. En hier kon hulle nou die Babyloniese weermag blameer het. Hulle kon dalk God blameer het vir die oordeel wat hy oor hulle gestuur het. Maar die werklike rede was hulle sonde in die volk. Hulle sondige leefwyses, hulle sondige keuses. Vers 16 wat sê, die kroon van ons hoof het geval, wee ons dat ons gesondig het. Hulle erken dit voor God. Here, ons het gesondig. Is dit nie miskien die punt waar ons in Suid-Afrika moet kom as 'n Afrikaanse taalmens en sê, Here, ons het gesondig nie? Sonde maak 'n mens blind,
sê vers 14, blind het hulle deur die strate gewaggel, met bloed bevlek, sodat 'n mens hulle klere nie kon aanraak nie. Vers 17 sê, hierom het ons harte krank geword, hierom is ons oë verduister, die sonde maak ons blind, want ons is in die duisternis. Die Here sê, ons moet in die lig wandel soos hy in die lig is. Sonde verblind nie net 'n mens nie, maar sonde bind 'n mens. Dit maak jou vas. Vers 5 wat sê, ons vervolgers is op ons nek. Ons is afgemat sonder dat daar rus aan ons gegee word. Vers 8, knegte heers oor ons. Niemand ruk ons uit hulle hand nie. Liewe vriende, sonde plaas 'n swaar las op 'n mens. Vers 13 wat sê, die jong manne dra die handbeel en die seuns struikel onder die draaghout. Die kinders, die jong mense wat nog hulle lewe moet geniet, wat nog moet leer om te kan oorneem met die ouer geslag, hulle moet nou swaar werk. Sonde vernietig. Vers 18, ter wille van die berg Sion wat verwoes lê, waar die jakkalse op rondloop. En dit is die rede waarom die volk Israel alles verloor het wat God vir hulle gegee het. Maar weet jy, dit is nie die boodskap alleen nie. Daar is 'n wonderlike boodskap. En dit is die derde gedagte, die pad na herstel. Gelukkig eindig hierdie verhaal nie hier nie. Klaagliedere is 'n roepe na God in nood. En die einde van hierdie verhaal is baie mooi en positief. En dit is die boodskap wat die Here wil hê ons moet vandag saam met ons neem. Hierdie boek eindig met 'n opregte belydenis van geloof en 'n nederige belydenis van sonde. As ons as mens nie daar kan kom nie, gaan ons bly waar ons bly. Jeremia en hierdie volk sien hoe alles verwoes en vernietig is. Ons kla elke dag oor die omstandighede waarin ons lewe. Maar hierdie volk sien nie net die omstandighede nie. Hulle sien ook die lewende, onveranderde God wat in die hemel is. En hulle sien ook hoop en hulle skep moed. Vers 19 sê die profeet, U Here sit vir ewig. Here, U is daar nog vir ewig. U troon is van geslag tot geslag. Here, U het ons nog nie vergeet nie. U is daar. Maar ons is hier in die dans van sonde. Alhoewel hulle voel of God hulle verlaat het en hulle alles in die stryd verloor het, weet hulle God is nog daar. Hoekom is daar gereeld dae wat ons bymekaar moet kom om te bid? Hoekom is daar nog tye van eredienste op Sondagoggende wat ons bymekaar moet kom? Die hoop is daar, want God is daar. Liewe vriende, nie een van ons weet wat die toekoms vir ons inhou nie. Nie een van ons weet dit nie. Daai trekkers het nie geweet wat vir hulle wag nie. Maar wat hulle geweet het, in wie se hand die toekoms is. Ek het geluister na 'n onderhoud, een van die ou presidente, visiepresidente van Amerika het hierdie woorde gesê. Hy het 'n boek geskryf en hulle het hom gevra wat wil hy bereik met die boek? Toe sê hy, ek en my familie weet nie wat die toekoms vir ons inhou nie. Maar ons weet in wie se hande die toekoms is. Dis die hoop wat daar vir ons is as Afrikaner volkie. Vers 20 sê hy, waarom sou U ons vir altyd vergeet? Ons verlaat tot in lente vandag. Here, sal U ons altyd vergeet? Hy vra hierdie vraag want hy weet die Here is daar. Daar is 'n tikkie van hoop. Daar is 'n tikkie van toekoms. En dit gee vir hulle die hoop dat as hulle weer tot God keer, hulle weer God se aangesig sal sien en die Here sal terugkeer na hulle toe. Sonder God se teenwoordigheid en sy krag sal hulle nooit vrede vind nie.
Hulle sal altyd daar in sakkenaar sit, daar in gebrokenheid, en daar sal geen herstel moontlik wees nie. Hulle besef dat hulle nie kan voortgaan met dit wat hulle besig is, sonder die Here nie. En hulle wend hulle tot God. Dit is die laaste gedagte, die aksie na herstel. Dit is waar ons dalk 'n keuse moet maak. Wat gaan ons nou doen as Afrikaner volkie? Vers 21 sê hy, bekeer ons tot U, Here, dan sal ons bekeer. Vernuwe ons daar, soos in die voortyd. Deurdat hy vra, Here, bekeer U ons, erken hulle dat hulle dit self nie kan doen. Vriende, ons kan ons nie tot God bekeer nie. God moet ons tot hom bekeer. En dan sal hy hom tot ons bekeer. Die mens is so vasgevang in die vangnet van sonde, dat hy nie uit syself God kan soek nie. Hierdie bring ons by 'n punt van oorgee aan die Here in toewyding. Dit is 'n aksie wat ons sal moet neem. Sekere dinge in ons lewens moet weggooi, uitskuif, sodat die Here eerste kan kom. En ons gehoorsaam word weer aan sy woord. Dis nie 'n halfhartige oorgee nie. Dis nie om verskonings te soek vir die sonde en die sondige leefwyse in my lewe nie. Dis om jou sonde te erken en vir God te gee. Die woord sonde dra die betekenis van om die doel te mis. Elke keer wanneer ek sonde in my lewe toelaat, het ek die doel gemis. Ons mis die doel in ons lewens deur ongehoorsaam aan God te wees. Dit wat God sien as verkeerd, probeer ons verdedig vandag met mooi woordjies en goed praat. Die woord bekeer dra die betekenis om jou gedagtes te verander, om anders te begin dink. Here, kom verander U my gedagtes. Hoe gaan die Here dit verander? Wanneer ons besig hou met sy woord, wanneer ons besig hou waar ons in die aanbidding tot die Here is, die waarheid van die woord hoor. Mense dink dat God tevrede moet wees met hoe ons lewens lei. Die Here moet maar net aanvaar, ek is nou maar net so, ek is 'n swakkeling. In Christus het ons die oorwinning. Want hy sê, sonder my kan julle niks doen nie. Maar daar staan nou ook in Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Uit myself het ek nie die krag en die wysheid nie, maar in Christus. God is die weg, die waarheid en die lewe. Die oplossing is om terug te keer na God toe. Sy standaarde, sy gesag. Ons moet dit aanvaar in ons lewens en hom gehoorsaam wees in alles. Die apostel Paulus het geskrywe in Romeine 12 verse 2. Hy sê, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Moenie word soos die wêreld nie. Moenie word soos die sondigheid van hierdie wêreld nie. Maar word verander. Waar? Deur die vernuwing in julle gemoed, hier in ons gedagtes, moet ons verander, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige en die volmaakte wil van God is. Die Here kom en verander my en jou gedagtes, sodat ek en jy kan weet wat hy van ons verwag. En hy sê dit vir ons in Romeine 8 vers 29, want die wat hy van tevore geken het, die het hy van tevore verordeneer, beteken geroep, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Dit moet ons strewe wees as Afrikaners, om gelykvormig te wees aan die beeld van Christus. Die verhaal van Israel, wat in die ballingskap was, is 'n baie hartseer verhaal. Dit was 'n verhaal van 'n volk wat God verlaat het vir die wêreldse plesier, vir afgode aanbidding en afgode diens. En die gevolg was dat hulle alles verloor het.
Maar die verhaal leer ons dat daar ook hoop is. En die hoop lê daarin dat God steeds daar is. Hy is vandag nog daar. Ons hoef nie hopeloos te wees nie. Ons hoef nie te wonder wat gaan gebeur nie. Die Here wag vir die mens. Maar ons moet daai stap neem. Hy is geduldig. Hy gaan hom nie afforceer op ons nie. Hy kom waarsku ons. Hy kom gee ons geleenthede. Ons moet opnuut die Here weer vertrou en net oorgee aan hom. Die ballingskap het eers 7 jaar later geëindig, maar die Here was met hulle tot aan die einde. Vir ons voel dit of ons dalk in ballingskap is in ons eie land. Ek hoor baie mense praat so. Ons ervaar geweldige verdrukking as gevolg van ons veldkleur, as gevolg van ons Afrikaanse taal wat al vir soveel eeue ook dan bedreig word. Ons word ook dan verdruk as gevolg van ons suksesse. As ons kyk wat het ons voorvaders gedoen in hierdie land, wat het hulle opgebou, en dis alles verwoes vandag. En die rede is, ons is nie op die plek waar ons moet wees nie. Ons het God verlaat. Dis eers wanneer ons gaan terugkeer na God toe, dat hy om na ons toe sal keer. Vers 6 is 'n baie interessante versie. Na Egipte het ons die hand uitgesteek, na Assur, om met brood versadig te word. Waar hoop ons vandag? Waarop hoop ons as Afrikaner volk vandag? Amerika. Ons steek hande uit na Amerika en na hierdie lande toe. Moet ons nie eers die Here soek nie. Terwyl hulle in daardie omstandighede was in die volk Israel, het hulle uitgereik na die heidense volke in Egipte en Assur. Eintlik vyande gewees van Israel, hulle reik uit na hulle, kom help ons. Maar niks het hulle gehelp nie. Miskien wil ons te veel staat maak op iemand anders om ons te help. Liewe vriende, feesgangers, ons enigste hulp kom van die Here. Hy is daar. Ons moet dit besef. Ons het ver van God afgedwaal. En voor die herstel kan begin, moet ons ook bid, soos wat die profeet gebid het. Here, bekeer U ons, dat ons tot U kan bekeer. Amen. Hemelvader, baie dankie vir hierdie kosbare woord deur die profeet Jeremia. Hy het 'n hart gehad vir die volk. En so is daar baie manne en vroue in Suid-Afrika wat 'n hart het vir ons Afrikaner volk. Maar Here, het ons die leiding van die almagtige God nodig. En daarom kom bid ons vermoede, Here, kom sien ons raak. Here, kom sien ook ons stryd. Maar Here, kom help U ons, dat ons die regte pad sal vind, terug na U toe, sodat U, soos U daar by Bloedrivier beskerm het teen 'n oormag, weet ons, Here, U kan ook in hierdie dag te doen. Ons loof U wonderlike naam. Amen.